Hi vriende, ek groet julle in die grootste naam Raas. Yeshua Mashiach, ons verlosser, ons Here, ons herder. Vriende, ek glo en vertrou met elkeen van julle gaan dit geseënd. En ons is weer eens so bevoorreg om iets uit Vader se woord uit te kan leer en te kan lees. Vriende, almal is nie ewe opgewonde oor die ewige lewe nie. Ek wonder of ons dit besef. Jy sien, sommige mense voel dalk huiwerig by die blote gedagte aan die ewige lewe, omdat hulle dalk in hulle huidige lewe baie ongelukkig is. Ander mense weer deins dalk terug, omdat hulle lewensstand so wonderlik en geseënd is, en hulle het alles wat hulle harte wil begeer op hierdie aarde, en hulle geniet net elke dag, en hulle wil nie hê dit moet verbygaan nie, hulle wil nie afstand doen daarvan nie, hulle wil net baie sê vir dit nie. En dan vriende, baie mense dink eenvoudig nie eens aan die ewige lewe nie, omdat hulle van dag tot dag aansukkel om te oorleef. Elke dag is vir hulle uitdaging. Onthou vriende, die ewige lewe is nie maar net 'n verlengstuk van mense se sterflike aardse lewe nie. Die ewige lewe is God se geestelike gawe wat in Christus 'n werklikheid geword het. Wat 'n gawe en wat 'n belofte dit vir ons inhou. En vriende, God die Vader het sy enige gebore seun gegee, sodat elkeen wat in hom glo vir ewig saam met hom kan lewe. En soos ek altyd sê, ons lees dit in God se woord, is die bekendste stukkie in die Bybel, Johannes 3 vers 16. En ek glo ons almal ken al daardie vers uit ons koppe uit. En ek hoop dit is gegraveer in ons elkeen se harte. Ek lees dit vir ons voor. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En soos al die versies, eindig hy versie met 'n punt. So jy kan niks meer daar bysit nie, jy kan niks daar wegvat nie. Want julle sien vriende, so lief het God ons. Ek meen, as jy dink, sal jy jou enigste kind, seun of dogter, sal jy hom afstaan en hom laat gaan, as jy weet hy kan die wêreld dalk red deur 'n bloedgroep wat hy aan behoort, wat dalk 'n verskriklike siekte kan genees? Sal jy dit oor jou hart kan kry om dit te doen? Kyk net wat het ons liefdevolle Vader gedoen. Dis sien vriende, dit is nie naaste by vergelykbaar met ons huidige lewe hier op aarde, met al die bekoorlikhede of die lyding nie. Wat 'n wonderlike versekering dat God is ons Vader. Hy het ons elkeen baie lief. En daarom beloof hy ons in Johannes 3 vers 16 dat ons, wanneer ons in hom glo, verseker die ewige lewe sal beerwe. Vriende, ek weet nie van julle nie, maar wat op hierdie deesaarde is daar wat jy verseker van kan weet? Ek sê dit moet optel op een hand, ek glo nie eers jy kan begin nie. Maar daar is vir ons 'n belofte in God se woord, dat jy verseker kan weet. Jy sien vriende, daar is geen dood, siekte of vyand wat in staat is om die ewige lewe te kan vernietig nie. Niemand kan dit van jou af kom steel nie. Niemand kan dit vir jou wegsteek nie. Dit is net onmoontlik, want dit is wat God reeds vir jou gegee het. Vriende, kom ons hou vas aan Christus Jesus en die versekering wat hy self vir ons gegee het. Ons sal vir ewig saam met hom lewe, nadat ons laaste asem op hierdie aarde uitgeblaas het. En ek dink dit is soos 'n oogwink. Soos jy uitblaas, haal jy weer in, en daar is jy in God se liefde, by hom, in die ewigheid. Ja vriende, ek weet nie of ek het al gesê het op hierdie platform, maar weet julle,
Wat 'n feesmaal lê vir ons voor. Weet julle, ons het nie eers nodig om ons beste klere eenkant te sit nie, of 'n nuwe 'n pak te gaan koop nie, 'n nuwe uitrusting, nuwe skoene. Ons het nie nodig nie. Want weet julle, Vader gaan vir ons 'n nuwe kleed gee. Hy gaan vir ons krone gee. Ons elkeen se stoele gaan gemerk wees. Ons kry nuwe name. En wat op daardie tafel gaan wees? Vriende, ek weet nie van julle nie, maar daai is die ding wat ek nie wil misloop nie. En julle sien, vriende, ook soos in daardie vers geskrywe staan, dit is mos nou opregte liefde. Is dit nie ware liefde nie? Dit is hoe God vir ons aan ons liefde kom bewys. En julle sien, vriende, ware liefde is nie net staties of selfgesentreerd nie, maar reik uit en trek ander mense aan. Julle sien, God lê hierdie patroon van ware liefde vir ons neer. Hy wil hê dit moet die grondslag wees vir alle verhoudings waarin liefde 'n rol speel. Sien, vriende, God het sy seun vir ons geoffer. Jesus het die straf vir ons sondes betaal en daarna het ons die nuwe lewe gekry. 'n Lewe wat hy met sy bloed vir ons gekoop het en gratis vir ons gee. As ons net so moet stil sit en dink aan daardie dag wat Jesus so uitmekaar geslaan is, waar hy gevloek is, geskel is, uitgelag is, waar hy daar vasgepen is aan daardie kruis, waar hy sy laaste druppel bloed gestort het om ons vry te koop, om ons sondes te betaal. Hy wat vlekloos was, het dit vir ons gedoen uit liefde. Vriende, dit is ware liefde. Daai is liefde wat 'n mens op kan staat maak. En ons lees dit ook so mooi in 1 Johannes 3 vers 16. Hieraan weet ons wat liefde is. Jesus het sy lewe vir ons afgelê. Ons behoort ook ons lewens vir ons broers af te lê. Ja, vriende, dit is ware liefde. Jy sien, van ons kant af hoef ons niks te doen om dit te verdien nie. Is dit nie wonderlik om te weet dat ons nie 'n sent hoef te betaal om die ewige lewe te kan beerwe nie? Niks. Die prys is reeds betaal. Ons liefde moet soos syne wees. Ons as sy volgelinge moet ook opreg lief hê. Ons moet bereid wees om ons eie gerief prys te gee sodat ander mense saam met ons God se liefde kan ervaar. Doen ons as gelowiges dit soms? Of skiet ons tekort? Voel die persoon met wie ons gesels of dalk beplan om in die huwelik te tree, dat ek waarlik liefde in my hart het vir hom? Is ek vir hierdie persoon werklik dit wat ek voorgee om te wees? Hoe opreg is my liefde vir my vrou, my familie, my bure, my naasbestaandes? Vriende, God het sy seun geoffer ter wille van ons ongeregtigheid. Niemand het ooit groter liefde as dit gehad nie. Ware liefde vra nie wat dit kan kry nie, maar wat dit kan gee. Vriende, die uitdaging vir ons is, wat kan jou liefde vir ander gee? Hoe kan jy jou liefde uitstraal? O almagtige God en hemelse Vader, Here, baie dankie weer eens vir hierdie woorde. Here, maar nie net vir hierdie woorde nie, vir u liefde. Here, vir u liefde wat vir ewig bly staan. U liefde wat daar is vir ons almal, Here. U het u liefde vir ons almal bewys deur u seun te offer. En o Here Jesus Christus, u het vir ons gewys hoe lief u ons het, dat u laaste druppeltjie bloed vir ons gegee het om ons skoon te was, om ons te koop. So Here, ons is duur gekoop, skoon gewas in u kosbare bloed. Wat 'n vriend het ons nie in Jesus nie. Here, ons loof u, ons prys u en ek vra Vader, versterk ons. Versterk ons ook so om daardie liefde te gaan uitleef, soos wat dit u behaag, o God. En ons dank u daarvoor in Jesus naam. Amen.
Vriende, my naam is pastoor Chris Boysen van Port Elizabeth. As jy enige bemoediging of gebed nog nodig wil hê, skakel my gerus op 083 232 2442. Vriende, die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Shalom.